Geliefde gemeente, die Here groet u met sy seën, genade vir jou en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Broers en susters, kom ons maak die Bybel oop, die heilige en onfeilbare woord van God. Ons lees daar uit die profesie van Jesaja, Jesaja hoofstuk 64 en 65, gaan ek enkele gedeeltjies daar saam met u lees. Kan ek net vooraf sê, hierdie tweede gedeelte van Jesaja is baie bekend, baie geliefd in die Bybel, in die kerk. Ons lees graag daaruit, hier van Jesaja 40 af, waar die profeet sê, troos my volk, jou uitkoms is hier. Hy skryf dit vir mense, wat waarskynlik in ballingskap gesit het, ons weet nie presies, waar moet ons hulle plaas, ook vroeër of later nie, maar mense wat swaar gekry het, gelowige mense wat swaar gekry het, kerkmense kan jy maar sê, van die Ou Testament. En nou lees ons daar in hoofstuk 64, gaan ek net van vers 9 aflees, hoofstuk 64 vers 9, as jy dit opgesoek het, dan het jy dit nou saam met my, dis ook daar op die bord, ne? 64 vers 9. Die profeet sê, moet vir die Here sê nou in sy gebed, moet toch nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here. Moenie ons sonde vir altyd teen ons hou nie. Onthou toch, ons is almal u volk. U heilige stad het 'n woestyn geword. Sion het 'n woestyn geword. Jerusalem is onbewoonbaar. Ons heilige en pragtige tempel waar ons voorouers u geloof het, is deur vuur verwoes. Alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. Raak hierdie dinge u dan nie, Here? Gaan u nie ingryp nie? Gaan u aanhou om ons te laat ly? Dan is daar 'n stukkie wat ek nou nie aangedui het nie, maar dit is so pragtig, ek lees dit ook. Hy sê in hoofstuk 65 van vers 1 af. Ek het my wil geopenbaar aan 'n volk wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur mense wat my nie in die gebed gesoek het nie. Vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Ek het gedurig my hande uitgesteek na 'n opstandige volk wat 'n pad geloop het, wat nie goed is nie, wat hulle eie kop gevolg het. En dan vers 6, by my staan dit vas, sê die Here, ek gaan ingryp, ek gaan hulle straf, ek gaan hulle straf volgens wat hulle verdien, ek gaan hulle straf oor hulle en hulle voorvaders se sondes, sê die Here. Hulle het wierook gebrand op die berge, my beledig op die heuwels. Ek gaan hulle straf vir hulle dade van vroeër, volgens wat hulle verdien. So sê die Here, wanneer 'n druiwetros nog sap het, sê die mense, moet ek nie weggooi nie, want dit het nog nut. So sal ek doen ter wille van my dienaars, ek sal hulle nie almal verwerp nie. Ek sal aan Jakob 'n nageslag gee, aan Juda 'n nageslag wat my bergland sal besit. Die wat ek uitverkies het, sal dit in besit neem. My dienaars sal daar woon. Die Saron vlakte sal 'n weiveld wees vir die kleinvee. Die Akorlaagte 'n lêplek vir die beeste. Vir die uit my volk wat vra na my wil. Dan aan die einde van die begin van die volgende paragraaf net hierdie verse 17 en verder, hy sê, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem niemand meer gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Tot sover die skriflesing. Mag die Here ook net nou as ons na die verslag weer terugkom na hierdie teks, ook die woord aan ons harte seën. Broers en susters, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here ons God, ons aanbid u vanmôre met dankbare harte as die almagtige, ewige, onbegryplike
wese wat ons God noem. Ons aanbid U omdat U vir ons so goed is. Ons woon in 'n droë land en U het vir ons wonderlike reën geskenk wat ons nie kan self kan maak nie, wat ons net van U kan afbid. Daarvoor dank ons U vanmôre. Al die dinge wat in die wêreldgeskiedenis gebeur, soos wat U ook die natuur in U hand hou, is almal letters, mooi letters, soos in 'n boek wat ons kan lees en waaruit ons kan aflei hoe groot is God, hoe almagtig is Hy, hoe liefdevol is Hy, hoe wonderlik is Hy. Here, ons kom na U toe, ook omdat ons diep afhanklik van U is in ons geestelike lewe, ook in ons kerklike lewe. En as ons vanmôre oor hierdie dinge nadink, vra ons dat U tog deur U woord en U gees vir ons sal lei. Dat daar vir ons nie verwarring sal wees nie, en nie dat ons in die duisternis hoef rond te ploeter nie, maar dat ons helder en duidelik sal weet wat U van ons verwag, ook in 'n tyd soos hierdie. Vader, seën ons asseblief as ons hieroor nadink, wees ook met al die gemeentes van ons kerk in die Vrystaat en oor ons hele land heen. Ons bid dit in die naam van Christus, ons Here, met dankbaarheid. Amen. Nou weet. Nou is het groen. Daar sit, baie dankie. Jammer vir die tegnische onvaardigheid. Liewe broers en susters, voordat ons terugkom na daardie teks in Jesaja, waar Jesaja ook sy hart eintlik voor die Here oophuil, waar Jesaja sê, hoe is dit moontlik? Hy sê, dis dan U tempel daar in hoofstuk 64, hoofstuk 65, aan die begin van hoofstuk 65, en dan sê, aan die einde van 64 sê, alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. Hy sê, ons heilige en pragtige tempel, waar ons voorouers U geloof het, is deur vuur verwoes. Dit het so gebeur met hulle tempel. Alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. Raak hierdie dinge U dan, Here. Gaan U nie ingryp nie. Gaan U aanhou om ons te laat lei. En dan antwoord die Here daarop. Ons sal net met daarna terugkeer. Mag ek nou maar die tydjie gebruik om vir u 'n bietjie vertel van die konferensie van die kerk verlede week in Bloemfontein. Was dit die 22ste en die 23ste van November. 'n kerklike konferensie soos die ene wat ek nou bygewoon het, moet jy nou onthou, is nou nie 'n synode nie. Mense is nie afgevaardig so toe nie. Hulle het nie een of ander verantwoordelikheid gehad wat hulle daar moes afhandel nie. Elkeen het maar op sy eie gegaan. Die hele Vrystaat se kerk, predikante, ouderlinge, diakens, lidmate, almal was uitgenooi. Daar was so 'n klompie bymekaar, ek dink so geskat so 150, miskien 200. Nie al die predikante was daar nie. Sommige predikante het vir my gesê, voor die tyd, hulle is moeg met hierdie bekleierery. Hulle wil nie eens meer gaan. Ongelukkig is dit so dat dit was nie 'n aangename konferensie. Daar is 'n hele paar referate gewees wat nou eintlik nie met die saak waaroor dit eintlik gaan, wat ons almal geweet het. Dit gaan oor die spanning in ons kerk. Dit gaan daaroor dat mense voel die algemene synode sit deur ver en hulle neem besluite. Dit gaan daaroor dat mense voel vervreemd, kerkmense soos ons, voel vervreemd van die algemene synode. Sê die algemene synode neem besluite waarmee ons nie saamstem nie. Ons beslis nie, ons ook nie as die kans gekry om iets daaroor te sê nie, as ons maar weer in die Koran lees, dan het hulle dit of dat besluit. Jy weet, het gaan nou oor die dinge soos byvoorbeeld, is die Bybel die woord van God, of is dit die woord van mense oor God? Kan jy die dinge wat in die Bybel verkeerd gewees het, Bybelse tyd ken, vandag nog sê, dit is verkeerd. Ons het nog nooit 'n amptelike uitspraak gehad oor iets soos egskeiding nie, maar dit kom. Dit kan maklik kom, want dit is asof daar 'n steen is wat aan die rol gegaan het, en wat nou al vinniger hardloop. By die vorige algemene synode was dit nou die hele ding van selfde geslagverhoudings, homoseksualiteit, wat aan die orde van die dag was.
En ek het nou gedink, hierdie konferensie sal nou oor die dinge handel. Nee, toe het hulle nou eers daar 'n paar geleerde mense weer dat toesprake hou vir ons, byvoorbeeld oor die Nuwe Testament en etiek. Professor Tony daar van die Vrystaatse Universiteit, dit het nie goed afgegaan nie. Die mense was nie tevrede met wat hy gesê, want hy probeer bewys dat wat verkeerd was in die Nuwe Testamentse tyd is nie nou meer altyd verkeerd nie. En jy kon sommer dadelik agterkom, hier is 'n hele paar manne wat hulle sê, dan kan jy kans om hulle sê te sê nie, maar hulle moet eers na geleerde toesprake luister. Professor Kobus, wat is Kobus van tot nou? Skuman het 'n langer referaat gehad oor ideale vir 2030 vir die NG Kerk in die Vrystaat, maar hy praat toe nie oor hierdie dinge waaroor ons nou vanmôre praat nie, maar hy praat nou oor allerlei ander dinge, waaroor die gemeentes nou swaar kry finansiëel en hoe dat die getalle agteruit gaan, hoe die mense al ouer word. Dis ook seker goed dat ons moet weet, maar ons wil eintlik gepraat het oor hierdie ander dinge. Dis die aanvoeling wat ek gekry het. Ek het nou maar daar tussen die gewone mense gesit en gehoor wat sê hulle. Nie dat ek nou buitengewoon is nie, ek is ook maar net gewoon dit bygewoon. Daar was nog sulke referate en daar was net een gewees wat van die ander kant op die saak beredeneer. Onthou nou is die synode wat hierdie konferensie gereël het, so hulle het my seker nie nodig gehad om eweveel van die twee groepe daar te laat praat nie. Maar professor Hofmeyer, ek weet nie of jy hom al gesien het of ergens gehoor het van hom nie, hy speel nou 'n belangrike rol in die ding. Hofmeyer is 'n kalm, bedaarde mens, ek ken hom jarelang. Hy was vroeër by Unisa daar in Pretoria, en toe later by Tikkies. Hy is 'n kalm en bedaarde man, hy so mooi sy referaat begin, deur te vra dat die Here tog vir hom 'n sagte tong sal gee. En dat die Here tog ook vir die mense wat na hom luister, sagte ore sal gee. Ons wil nie bekleierery hê nie, het Offie gesê. Hy het 'n paar dinge aangehaal wat ek nie eers van weet het nie, van tugsake wat nie reg geloop het nie. Ons het onlangs, was ek baie in die nuus, 18 jaar, hoef nie oor al die goed te praat, die van die Dr. Ben de Tooy, wat nou 'n tweede boek gepubliseer het. In sy eerste boek het hy eintlik al afskeid geneem van die kerk. En in sy tweede boek het hy regtig nou afskeid geneem van God. Hy glo nie meer aan God. Hy noem homself, hy is post-theïsties, hy is anderkant die geloof in God. Goed, hy het toe wel bedank by die NG Kerk, maar hy was vroeër al aangekla vir 'n tugsaak, het professor Hoffie daarop gewys by die konferensie, en die tugsaak het hom onskuldig bevind. En ons vra vir mekaar, is dit soos 'n kerk behoort te lyk? Is dit soos 'n gereformeerde kerk behoort te lyk? As baie gepraat oor die identiteit van die NG Kerk. Sies dat ek dan net sê, na al die referate, daar is nog 'n hele paar wat ek nou nie eers hoef te noem almal nie, as jy wil kan ons dit ook saam spreek. Maar na die laaste referaat was dat toe kans gegee vir 'n uur lank dat ons van die vloer af kon praat. En dat elkeen wat iets op die hart gehad het kon sê, maar net 5 minute. Daar het 'n hele klomp ouens opgestaan en ek was regtig verbaas geweest om te hoor watter driftigheid daar by party mense is. Van albei kante. Watter kwaaiheid daar is. Dat is spanning. Daar was selfs 'n man wat konflikhantering doen by die universiteit, Willem Ellis, ek weet nie of jy dalk sy naam Ellis gehoor het nie. En ek het vir Willem Ellis na sy toespraak, want hy praat toe nou oor kompromie soek waar daar konflik is. Ek het vir hom na die tyd gaan vra, hoe lyk dit vir jou? Is daar nog hoop vir hierdie klompie mense wat vandag by mekaar, sal hulle beter met mekaar gaan saamleef vorentoe as wat dit nou is? En hy het lank stil gesit en sê vir my, is baie jammer, maar hy weet nie of hier nog kompromie gekry sal word tussen hierdie mense. Die een groep is nou die ouens, kom ons noem hulle maar die mense wat voel soos die synode voel, wat so 'n konferensie gereël het. Hulle is nou die ouens wat in die beheerposisie kan jy maar sit, in die gesagsstrukture, dis aan die een kant. Hulle probeer regverdig die meeste van die dinge wat die synodes doen. Dan is daar nou die ander ouens, hulle noem hulle self die Kairos netwerk, maar 'n bietjie van 'n snaakse naam. Mense hulle ook noem die beswaardes of die besorgdes. Hulle noem hulle nou maar die Kairos netwerk. En dit is nou die mense wat regtig waar ernstig beswaard voel oor 'n hele paar van die dinge wat gebeur het in die kerk. Ek hoef nou nie alles vir u te noem nie, broers en susters, dit is min of meer die agtergrond. Kan ek nog iets sê oor die geskiedenis van ons kerk? En dit 'n bietjie vergelyk met wat in ander lande gebeur. Dit is bekend al van die 19de eeu, van die 1800s, dat daar, wat 'n mens kan noem liberalisme,
ingekruip het in die verskillende kerke in die wêreld. Protestantse kerke. Kyk, die Franse revolusie, daar waar die liberale idees van die menseregte en dat die mens so wonderlik is, hoe die ou Londense sendinggenootskapse mense hier gepreek het, ons voortrekkervaders baie kwaad gemaak toe hulle gesê het, die edele barbaar is eintlik waar ons moet streef. Dit is die menseregte, ons noem dit maar liberalisme, dit is mense wat absolute vryheid nastreef, sê die mens moet kan doen wat hy wil, hy moet vry wees. En daardie ideologie het ingekruip in die kerke, sodat jy 50 jaar na die Franse revolusie, jy langer nog, maar sê maar 50 jaar na die Franse revolusie, het jy in verskillende lande van die wêreld afskeidings gekry van kleiner groepe kerkmense wat gesê het, ons kan nie langer saam met hierdie groot kerk van ons gaan nie, hy loop agter die liberale idees aan, ons skei af. Nou of dit reg was of verkeerd is nie vir my nou vanmôre om te sê nie, maar dis byvoorbeeld waar die gereformeerde kerk en in 'n sekere sin ook die hervormde kerk vandaan kom. Ons is die groot kerk, Afrikaans sprekende kerk in hierdie land nog altyd gewees. Ons het nie afgeskei van iemand anders nie. Ons is die kerk, soos wat die kerk, die gereformeerde kerk aan die Kaap kom. Ons noem onsself nedertyds gereformeerd. Van ons het verskillende mense die loop van geskiedenis afgeskei, maar veral in die 19de eeu teen die liberalisme. Jy het sulke mense in ons kerk gekry. Daar was die algemene synode, dit is maar net genoem die synode van Kaapland, 1862. Dit was 'n slegte synode gewees. Daar was ook afgevaardigdes hier van die Vrystaat. Byvoorbeeld van Kroonstad gemeente af was daar Sarel Silje, niemand minder as Sarel Silje, die voortrekkerleier, was afgevaardig as 'n ouderling na die synode. Toe kom hy daar in Kaapstad en toe sê hulle vir hom nie, en die synode besluit toe nie, die ouens wat buitekant Kaapland, buite die Kaapkolonie bly, hulle mag nie sit in op die synode nie, want dit is 'n staatskerk hierdie. Hy doen wat die staat doen. Dis nou ons enige kerk, onder invloed van liberaal dinkende dominees, daar was 'n paar van hulle wat afgesit is uit die ampt. Sarel as hy terugkom, het hy gesê, in die Kaap heb ek die ware antichrist gesien. Dubbelpunt, die liberale dominees. Dis nou maar soos ou Sarel as hy daaroor gedink het, maar ek wil net dit sê, om te bewys, daar was van tevore al sulke stroming in ons kerk. Daai tyd het die synode besluit, nee, hierdie ouens kan nie verder met ons saamgaan nie, ons tug hulle, in die sin dat ons haal hulle uit die kerk uit, hulle mag nie langer preek. Een van hulle was Burgers, wat was hy, T.F. Burgers, wat was die voorleiders. Hy was 'n predikant van die NG Kerk, toe, nadat hy afgesit is uit sy ampt by die synode, toe word hy president van Transvaal. Transvaal het ook nou nie so baie nog te roem nie, dit het ook wel 'n foute gemaakt. Die Vrystaat hou toe sy eerste synode in 1865, net nadat die mense toe weggejaag was uit die Kaap uit. En dan by daardie synode van 1865 het Jan Libbe van ons daar by die konferensie baie mooi uitgewys. Daardie eerste synode het gesê, hierdie synode in die Vrystaat staan vir die gereformeerde belydenisskrifte, staan vir die 3 formuliere van eenheid, Dorsalerias, die Heidelbergse Katekismus, die Nederlandse Geloofsbelijdenis, die tradisionele gereformeerde belydenis. Hierdie synode staan daarvoor, en almal wat nie daarmee saamstem nie, is nie hier welkom. Nou wat het verder gebeur in ons kerk? In die 20er en 30er jare, omtrent nou presies 100 jaar gelede, bietjie minder as 100 jaar gelede, was daar weer so 'n leerstryd in die kerk. Weereens liberale idees wat ingekom het by 'n professor in Stellenbosch, die bekende professor Johnny Du Plessis. Die studente, Lucas het nou vir ons meer 'n spotnaam gehad, Pink Piet. Die materiaal waarvan sy standbeeld gemaak is, word so pinkerig as dit laat weer is, soos nou. In elk geval, pink is natuurlijk ook maar die kleur van die liberales. Ek wil nie daarmee spot nie, maar dit was 'n lelike tyd in ons kerk gewees. En toe uiteindelik het die kerk baie duidelik besluit, hy sien nie kans by die leerstellings van professor Du Plessis nie, hy word afgedank as professor. Hy gaan toe hof toe, en daar by die hof word die kerk toe skuldig gevind. Die arme kerk moet nie gou hof toe gaan, en liewers nooit hof toe gaan. As die kerk hof toe gaan, ek wil nou nie die rechtsgeleerdes onder ons kwaad maak nie, maar die kerk kry maar swaar as hy hof toe gaan. In daardie geval
van die Du Plessis saak is dit ook so dat die regbank in die Kaap het toe besluit die synode het verkeerd opgetree, maar daar gaan oor prosedures, nie oor inhoud van leerstelling. Nietemin, ons kerk het dus al meermale sulke dinge gehad. En in ons tyd kan nie sulke dinge onthou. Die tyd gaan so vinnig verby, is dit al 10, 15, 20 jaar, die nuwe hervormers. Onthou, dit was baie in die nuus gewees. Mense soos Spannenberg en ander wat openlik gesê het, hulle glo nie meer dit nie, glo nie meer dat nie, hiermee stem ons saam, daarmee kan ons saamstem. Uit dit wat ons bely as gereformeerde mense, dit wat die skrif ons leer, hierdie ons kom en sê, nee, hulle stem nie daarmee saam. Die nuwe hervormers, daar was toe van hulle ook aangekla, en daar was ook ongelukkig van ons kerk ook, as ek maar name mag noem, Julian Miller, en daar was nog van die ons, ek kan nie allemaal sy name eers onthou. Maar hulle was toe ook gedag voor 'n ring, of wat ook al, wat die saak moes ondersoek, en elke keer, as hierdie dinge na vore kom, dan sê ons dierbare kerk, ag nee, wat ons moet maar 'n ruim huis hê, dis 'n woord wat nou deesdae baie gebruik, ons moet 'n ruim huis wees. Ons is nie 'n klein afgeskeide kerk nie, ons is 'n ruim huis, 'n groot kerk. Ons laat verskillende mense met verskillende idees toe. Dit is waar, broers en susters, dit is ook nie verkeerd nie. Dit hang net af hoe ver gaan daai idees. Gaan dit nou nader aan so ver dat jy sê, soos wat dit gebeur het, dat van die professore by nuwe hervormers destyds gesê het, hulle kan nie glo dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Want ons is ons moderne mense. Ons weet mos as iemand dood is, kan hy nie weer lewe. Maar die ouens met hulle liberale idees verwerk natuurlik dan uiteindelik alle wonderwerke. Die wonderwerke wat hulle nie kan verklaar nie, sê hulle nie, dit kan hulle nie aanvaar. En ag nou ja, van die baie lees en baie beter lees en wat Boertman hier kon hou as ek. Want dit kom als uit die buiteland uit, maar hierdie soort van idees. Net as 'n bietjie agtergrond van ons kerk het al hierdie dinge gehad. Hierdie Dr. Ben de Tooy, ek het dit nie besef, maar dat ek het nou daar het gesien, mense het dit op skrif gestel, hy was ook al voor so tug ondersoek geweest, voor hy bedank het uit die kerk. En hy is toe ook onskuldig bewys. Sê nie wat, mens mag maar sulke idees sê, dit gaan nie te ver weg. Broers en susters, ek weet nie of ek nou daarin geslaag het om, ek probeer om objektief weer te gee, maar dit is my baie moeilik, want ek kan natuurlijk nie met die liberale idees saamstem. Ek kan ook nie op hierdie stadium regtig met die Kairos ons 100% saamstem nie. Ek hou van wat hulle sê, maar die manier wat hulle dit doen, staan my ook nie altyd aan nie. Nie dat dit by my gaan, of hoe ek het sien. Die punt is, op die ou ene wat, dit staan in die Bybel, en ons het dit soms so goed gekeer, dit gaan oor patriargie, dit wil sê dat die man belangriker is as die vrou. Dit sal nou die volgende synode besluit, sal nou weer nie oor dieselfde geslag huwelike. Jy weet, dit het die algemene synode nou 'n brosjurietjie gestuur, ek weet nie of jy hom al gesien het nie, Dominee, ek het hom nie gesien nie. Hulle stuur is, of hulle dit laat druk, 'n brosjure wat nou vir jou riglyne sal gee, hoe moet jy nou 'n paartjie begelei van dieselfde geslag, totdat hulle nou voor die preekstoel in die huwelik bevestig gaan word. Ek is oortuig daarvan, die meeste van ons sal nie daarmee kan saamstem nie, maar dit is wat beleid is op die oog. Ek kan nou al waarsku en sê, die volgende een sal wees, patriargie. Dit wil sê, dat wat die Nuwe Testament sê, en die Ou Testament, oor dat die man die hoof is van sy vrou, en wat dit presies beteken, soos Christus die gemeente lief gehad het, so met die man sy vrou lief gekem ons, Efesiërs 5, nee. Die vroue predikante op Stellenbosch, as ek so maar sê, seker op ander plekke ook, hulle het 'n hele aksie teen so 'n ding, sê nee, maar die man mag nie die meerdere van die vrou wees nie, alle mense, hoor menseregte, alle mense is mos tog gelyk, hoe kan die man gestel wees bo kan die vrou? Het ons ooit bedoel dat die man die vrou moet verneder of moet vertrap, dat ons nooit ons Christelike standpunt nie. Ag broers en susters, ek het nou 'n hele klomp losgelaat en ek hoop nie ek het baie vrae en dinge by u wakker gemaak wat ons nou alles kan bespreek nie. Dit is min of meer wat ek wou sê. Nou moet ek net ten slotte sê, daar is toe 'n voorstel voorgelê deur een van die Kairos mense. So of dit nou uitgevoer sal word, weet ek nie, want dit is nou nie 'n bindende vergadering nie, maar die mense het gevra, gee inligting aan al ons gemeentes. Ons nou net namens die Vrystaat gepraat. Gee inligting aan al ons gemeentes oordentlik dat hulle 'n keuse kan maak
Want daar is nou al 'n klompie gemeentes, hulle praat van 80 gemeentes deur die land, praat van 16 in die Vrystaat, wat gedoleer het. Dis nou 'n vreemde Hollandse woord. Jy het in die 19de eeu so 'n toleransie gekry in Holland, het as 'n klompie gemeentes van die hervormde kerk wat gesê het, hulle doleer. Hulle huil oor die standpunte wat gehuldig word in die groot kerk, en as dit nie verander nie, gaan hulle uittreë uit die kerk. Wat toe ook later gebeur het, onder leiding van die groot Hollandse teoloog Aaron Kuyper. Hy was ook die eerste minister van sy land, maar nietemin onder sy leiding het daardie dolerende gemeentes eers binne die kerk gebly. Maar later van tyd toe dit kom nie reg en toe het hulle uitgetree en aangesluit by die gereformeerde kerk in Holland wat nou meer regsinnig was. Ag, selfs in ons tyd moet jy sê oor die hele wêreld heen. Ek het die voorreg gehad om in Skotland sulke mense te besoek, destyds as professor, nou 'n klompie jare terug. In Skotland het ek baie interessante dinge vind. Parallel aan ons, 'n groter kerk en 'n kleiner kerk. Die groter kerk is liberaal, die kleiner kerk is regsinnig. En selfs in Duitsland, die protestantse kerk in Duitsland, jy het dieselfde ding daar. Daar selfs Suid-Afrikaners wat klas gee, nie by die groot kerk nie, want die is meer liberaal, maar by die kleiner kerk. Nou ja, dit is maar net wat in die wêreld aangaan is. Die inligting moet deurgegee word, en dan is die bedoeling dan dat die Vrystaat self moet besluit wat wil hy nou verder doen in terme van al hierdie dinge wat op die tafel is. Liewe broers en susters, dit is min of meer wat ek graag met u wil deel, en u gee my nou kans, maar ek sal eers vir u kans gee, as u iets wil sê, asseblief, en dan sal ek net afsluit met weer te verwys na Jesaja 65. Is daar miskien iemand wat iets op die hart het, asseblief, ek sal dit laat nie kwalijk neem as iemand van my verskil, as iemand wil iets anders stel, dalk 'n punt van duidelikheid wil hê. Toen Barry, het ek min of meer alles gedek. Ek kyk nou maar na jou, want van wie anders moet ek kyk? As dit Lukas ook, hy moet ook sê wat gesê moet. Dit is 'n moeilike tyd, dit is baie duidelik, daar sit my arm mevrou Walda, sy het my voor die tyd gewaarsku en gesê, dit sal nie aangenaam wees nie, dit was nie aangenaam, dit was uitputtend. Nie net liggaamlik nie, maar ook emosioneel vir my verskriklik uitputtend gewees. Maar ek is toch dankbaar om daar wees te kon mense nou oor en sien presies wat aan die gang is. Asseblief, suster, jy kan wel praat. Ja. Van egskeiding. O ja. Hoekom is daar die kerk egskeiding openlik toe, terwyl twee selfde geslag huwelik nie aanvaar word? Ja. Ja. En sover ek weet is daar nie 'n amptelike besluit wat sê ons laat maar egskeiding toe nie. Maar dit is wat gebeur in baie gevalle. Ek weet daarom ook in baie gevalle word daar baie gepraat met mense wat in die rigting van 'n egskeiding gaan. Op die einde kry mens die indruk, dit is so maklik om te skei, né? Baie makliker om te skei vandag as om te trou. En dit maak 'n mens hartseer. Daar's baie ander dinge wat op papier reg lyk nog by ons kerk. Maar wat gebeur in die praktyk? Ja, ons het nog ouderlinge en diakens en ons sê en ons vra van hulle, glo jy dat jy geroep is deur die Here? Maar doen die ouderlinge en diakens regtig nog hulle werk soos dit behoort gedoen te word? Wat het geword van die kenmerke van 'n ware kerk in ons Nederlandse geloofsbelijdenis wat sê ons moet die woordsuiwer verkondig, ons moet sakramente reg bedien en ons moet die kerklike tug toepas? Waar word dit nog in die kerk toegepas? Behalwe miskien vroeër daarvoor buite egtelike kindertjies, maar dit word ook nie eens meer gedoen. Ek kan nou nie volledige antwoord gee nie, maar dis is ek die saak sien. Nog iemand? Krompie en dan meneer. Dominee, dit voel so, of ons in 'n vol rivier afdryf, of ons nie beheer het nie, as lidmate, die konservatiewe lidmate, ons het nie meer beheer nie, en ons word saam besleep in 'n rigting wat ons nie wil hê nie. Ons stem nie daarmee saam nie, maar ons is magteloos, ons hande is afgekap. Wat gaan gebeur? Dit is nou presies wat die beswaarde ouens sê, wat daar nou al
16 gemeentes is wat gedoleer het, en laat weet dit dan maar, hulle is 'n gemeente wat in rou is, wat hartseer is, en wat sê ons stem nie saam met hierdie goed nie. Op die oomblik doen hulle niks verder as dit nie. Sê ons gaan terug na die synode, toe ons gaan weer pleit by die synode, asseblief, stel hierdie ding reg, maak daardie ding reg wat ons nie meer kan saamstem nie. Maar so dit is iets wat gedoen kan word, of ons dit nou moet doen, dit sal die gemeente nou self moet besluit as daar volledige inligting gee. Maar dit is die pad wat hulle dan nou aanbeveel dat 'n mens voorlopig sê, jy stem nie saam met hierdie dinge nie, jy treur daaroor, jy doleer daaroor, dan is jy nou 'n gemeente in doleansie. En nou speel geld ook nogal 'n rol, dan trek jy op jou fonds, jy gee geen fondse meer vir die synode nie, want jy stem nie met hulle saam. Dis presies wat gebeur nou. En van die ander kant, daar word natuurlijk met wal gekoen en gesê, nee, maar dit is nuwe tye, nuwe omstandighede, ons moet daarom verander, ons kan nie bly staan. Dit gaan nie vir my net in hierdie hele geval oor konservatief teenoor progressief. Dit gaan oor veel meer, dit gaan oor waarheid en valsheid. Of het reg is of verkeerd is, asseblief. Dit is, die raad nou net precies onder wat my probleem is. Die Bybel self word aangevat. Ja. Ons weet nie meer waar staan ons. Dit staan in my Bybel geskryf. En hier is nou allerlei verskonings en versagtings en verduidelikings wat maak dit ons wegbeweeg van die Bybel af. Salig is hy wat glo, wat nie sien nie en glo. Ja. En hier is nou 'n baie geleerde man wat sê, Paulus, hy glo nie meer in die opstanding van Jesus nie. Hy lees dit in die Sondagkoerant. Ja. Hy kan nie glo daar's nog mense wat glo dat Jesus nie was nie. Ons weet nie wat ek weet, maar ek wil vir my kinders en my kleinkinders die Bybel word nie gehandhaaf nie. Dan nie ons inderdaad, baie dankie vir daai opmerking. Ek kan daarmee heeltemal saamstem. Dit is presies die eislike groot probleem waarmee ons sit. Nou kan jy met baie redenasies kom oor elkeen van hierdie goed. En dit word beredeneer van alle kante af. Maar die feit van die saak is dat die Bybel word beskou as 'n boek van verwarring. Ek het daar opgestaan op 'n stadium aan die einde gesê, vir my was die hoogtepunt van hierdie 2 dae se swaar kry by hierdie konferensie. Die hoogtepunt was toe een van my studente, Dawie Botha van Welkom, opgestaan het. Botha is Botha se broerskind, nee, Dawie. Nou Dawie het opgestaan en gesê, nou moet die professor hom help. Hy sê, want hy het altyd 'n klompie Bybels in sy kar as hy ry, want daar's altyd mense wat sê hulle het nog nie Bybel, dan gee hy vir hulle Bybelpresent. Hy sê, maar nou moet hy teruggaan na al daai ouens toe. En hy moet gaan sê, gee my die Bybel terug, want die boek gaan net vir julle verwar. As julle hom nou begin lees, gaan julle nie mooi verstaan nie. Al sê die Bybel sis en so, ons doen dit en dat. En dit is presies, een van die manne daar het ook by ek dink was nie by Bloemfontein, want ek het net gelees, een van die beswaarde mense het ook gesê, wat ons eintlik voor moet vra, is dat die Bybel moet teruggegee word vir die gewone mense in sy hand. En ek moet nie nog 'n geleerde man tussen die gelowige en die Bybel inskryf wat nou eers vir jou met die Bybel verklaar voor jy dit kan verstaan. Dit is werklik 'n probleem. Trump het dieselfde probleem uitgedink. Dit is werklik 'n probleem. Jammer genoeg. Ek wens ek kon anders dit gesê het en sê nee wat ons is op 'n goeie pad, ons is maar net 'n bietjie, maar net ek wat 'n bietjie agter is, omdat ek so oud is en as ek net jonger was, sou dit makliker gegaan het. Ek dink daar's meer op die spel as net dit. Lukas, asseblief stop maar. Sê maar, ek weet nie of ek iets moet sê nie. Daar is so 'n groot vraagteken oor die algemene synode, die moderatief. Ek was self 16 jaar lid van die moderatief. Daar is maniere om besware te lig. En ek dink baie van die mense wat beswaar het nie die pad geloop nie. En skielik het hulle die openbare media gebruik om dan te sê wat hulle wil. 'n Gemeente het moontlikhede. Ons kan met die kerkraad praat, die kerkraad kan beswaarskrifte opstel, ons kan dit na die algemene synode stuur. Ek dink die groot probleem is die interpretasie.
Want ek wil ook sê, die ander mense aan die ander kant, die aan die kant, gebruik al twee die Bybel. En waar kom ons dan uiteindelik? Jy weet, as ons net met standpunte teenoor mekaar gaan, dan gaan ons veg. En ek dink dit moet ons oppas voor, dat ons nie mekaar in die hare vlieg oor interpretasie, want dan sal 'n mens ver kon gaan. 'n Mens kon praat oor die vrou met die hoed en al die goed wat ook in die Bybel staan. En ek mis iets in die gesprek van die liefde. Die liefde wat die Here vir ons sê, twee dinge belangrik. Liefde vir hom, liefde vir ons naaste. En ook in hierdie gesprek mis ek dit, die liefdes aspek. En dis vir my hartseer. Ek is bly dat daar 'n kommissie saamgestel word. Ek hoop dat die kommissie ook nie weer eensydig saamgestel gaan word nie. Dankie Sy. Ag nee, baie dankie Lukas. Natuurlik stem ons met jou saam, baie dankie. Dit is inderdaad so, dit was vir my skokkend. Van beide kante af. Veral daar die laaste uur wat toen nou opgestel, van beide kante af was daar ons wat so vurig voel oor hulle saak, dat jy vra nou, maar waar is die liefde nou broer of suster as jy so praat? Van beide kante af was daar lelike dinge gesê. En ek kan nie verstaan waar dit vandaan kom, dat dit nou eers die beswaarde ou sê, ja, maar ons praat al lang van julle, luister nie na ons nie. Hulle beweer daar 600 beswaarskrifte, of 600 bladsye beswaarskrifte, en die algemene synode en die algemene synode het nooit eens behandel nie. Dis wat hulle beweer. Maar, nee, Lukas, baie dankie, dit is die bydrae wat die Vrystaat moet lewer, dink ek. Die Vrystaat het nog altyd gestaan vir hierdie standpunt, van dat as 'n mens in liefde en vrede vorentoe kan gaan, dan kan 'n mens veel meer bereik, as wat jy nou sommer van die begin af begin gaan beklei met mekaar. Baie dankie. Ek is toch blij, asjeblieft. Ik weet niet of iemand is willen praten, maar ik hoop dat ik misschien de laatste een kan wees dat het fout is. Gaaf. Dat is recht. Hij hoeft niemand jou teer te gaan. Nee, jy is wel. Ik denk maar, ik heb ergens gelezen in mijn eigen onkunde, dat Calvijn en Luther op een stadium met elkaar niet samengestemd heeft oor 'n belangrike saak in die kerk, die nagmaal. En dat Calvijn daar homself uitgedruk het en gesê, ek sal weer die Messiane sewe van hulle swem, terwille van die eenheid van die kerk. En ek wil die Here bid dat hy groot wysheid sal gee in die tyd en dat hy vir ons wat 'n gemeente is en wat die kerk is, vir ons wat dalk die woord moet bring, ons wat meer in hierdie moeilike tyd die troebelwater waarin ons is, so 'n bietjie meer verstaanbaar maak, dat ons by daardie teks wat Paulus in Efesiërs 3 meen ek sê, sal bly. Dat ons die waarheid sal bly verkondig, maar dit in liefde. Dat ons hierdie twee aspekte, ek het al daaroor gepraat, dat ons hierdie twee aspekte van die waarheid nooit sal verlaat nie, of van die woordverkondiging, en van kerk wees, en van Christen wees. Aan die een kant die waarheid waarin ons vashou, dis die woord van die Here, aan die ander kant mag ons die liefde nie los nie. En ek pleit daarvoor dat ons asseblief nie uit mekaar uitspat nie, en dat ons alles in ons vermoë doen, ons sal self sterf van onsself, om die eenheid van hierdie kerk, wat die Here se kerk is, te handhaaf. En ons doen dit door gehoorsaamheid aan ons ontdek. Ons het 'n verantwoordelikheid, en ons moet daardie verantwoordelikheid met beskeidenheid en ook met groot oorgawe naam. En ek wil graag dit sê, ons in ons gemeente, geliefdes, solank as wat die dominee hier is, sal ek my bes doen om aan die woord van die Here te verkondig, op watter manier ook al, of in die erediens, of die Bybelstudie, of die bidduur, of die huisbesoek, of waar ons al met die woord besig is, sal ek probeer om die woord te verkondig op so 'n manier, dat die waarheid sal deurkom, maar dit altyd sal wees in liefde.
en dat ons mekaar sal vashou. En dat die Here sal kyk vir leiding. Hy is ons Here. Ek moet dit mag graag sê. Baie dankie. Dankie Barry. Baie dankie. Ja, is toch goed as 'n mens sulke stofsprekers kan kry. Kan jy nou die hele ding regstel. Dankie Barry. Nee, ek dink wat aansluit by wat jy gesê het Barry, is dat ons miskien meer moet maak as wat ons tot dusver in ons geskiedenis gemaak het van die moet ek sê van die waarde van die plaaslike gemeente. Nee. Van die selfstandigheid, maar nie in die verkeerde sin van die woord nie, van die volwassenheid van die plaaslike gemeente. Dit lyk my hierdie ding gaan daartoe lei dat sommige van die gemeentes gaan hulle miskien losmaak van die algemene synode, en ons dan maar sien wat vorentoe met hulle gebeur. Maar intussen kan ons op ons eie aangaan. Hoef ons nie van ander mense te vra wat is waarheid en wat is reg nie. Ons kan op onsself, ons het ons die Bybel in ons eie hand, ons kan ons bestudeer. En ek dink dit is iets positiefs wat toch kan kom uit die hele slegte besigheid. Dat ons maar saam die pad moet vorentoe gaan. Kan ek maar afsluit met Jesaja 65 weer na te kyk, saam met die. Ek het so, die tekst het my so in die hart gegryp. Ek voel party daar, vooral toe ek na die konferensie terugkom by die huis, voel ek regtig net soos wat die ou Jesaja gevoel het in sy tyd. Hy sê, ons heilige en pragtige tempel waar ons voorouers u geloof het, is deur vuur verwoes. Alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. Raak hierdie dinge u dan die Here. Gaan u nie ingryp nie. Gaan u aanhou om ons te laat lei. Sy moedeloosheid oor die toestand van die tempel van die Here, daar waar God aanbid word en geloof en prys word, daar waar hy teenwoordig is, die kerk. Sy hartseer oor die kerk, mond dan uit in 'n gebed en hy vra, Here asseblief, u kan dit mos nie toelaat. En dan sê die Here, dit staan vas, ek gaan ingryp, ek gaan hulle straf. Hoekom lyk die kerk soos wat hy lyk? Hoekom lyk die NG Kerk soos wat hy lyk? Hoekom gaan dit nie goed met ons in die kerk? Want dit gaan nie goed nie. Dis ons eie sonde. Niemand anders is skuld nie, dis ons skuld. En ons moet dit maar voor die Here bely en dan gee die Here die antwoord in Jesaja. Hy sal sorg dat dit herstel word. Hy self stel vir hom mense aan. Dit vind jy dan nie net in een versie te lees, Jesaja 61 vers 4. Sê dit dan so. Is dan deel van die voorspelling van die profeet. Hoe sal dit eendag wees? Vers 4. Hy sê, die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeuwou puinhope opbou. Hulle sal plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou. Plekke wat geslagte lank verlate lê. Ek leer uit Jesaja uit hierdie gedeelte is dat die Here sal self sorg dat die puinhope van sy kerk weer opgebou sal word. Dat die fondamente wat so lank al omgegooi is, dat dit weer herstel sal word. Dis iets om ons voor te beywer, die herstel van die kerk, die heropbou van die kerk. Die mense het nou baie uitdrukkings gebruik, maar een wat ek daar gehoor het is, wat my aangespreek het, is dat ons het 'n grondige reformatie van die kerk nodig. Dit help ons om net 'n paar goedjies regpleister en verf nie. Ons moet grondig die ding weer behoorlik bekyk. Waar kom ons vandaan? Wat sê ons gereformeerde belydenis? Hoe behoort dit te wees? En dan sal die Here ons help. Dit glo ek vas. Hierdie gedeelte staan dat die Here sy volk sal straf vir die sonde wat hulle gedoen het, o ja, maar nie almal gaan hy straf nie. Hy gaan vir hom 'n oorblyfsel uithou. Paulus haal later die woorde aan in Romeine 9 en 10 as hy skryf oor die moeilike onderwerp van die uitverkiesing en die verwerping wat daarmee saamgaan, wat ek nie nou wil behandel nie. Maar Calvin het ook gesê, die uitverkiesing is die hart van die kerk. Omdat daar iets is soos uitverkiesing, die Here is 'n soewereine genade. Hy vra nie wie moet hy kies of wie nie, hy besluit self. En daardie mense, hy skep vir hulle die geloof, hulle is die kinders, hulle is die lidmate wat die kerk sal opbou, soos wat hy dit wil gee. Hierdie tweede gedeelte van Jesaja word dikwels gepraat van die Here se almag
van sy vrymag, dat hy die reg het om 'n ding te doen. Jesaja 43, as die Here iets doen, kan niemand dit keer nie. En as die Here die NG Kerk wil bewaar en wil hou by sy belydenis in liefde, dan kan ons net sê baie. En glo dit is soos die Here dit graag wil hê.